Maar ons gaan oor die Kersverhaal kyk en ons gaan weer net 'n bietjie kyk van hoe dit in ons lewe vandag nog tasbaar is en nog steeds belangrik is. So soms dink ons dat hierdie Kersverhaal van Jesus in 'n krib was duisende jare terug en ons dit het iets beteken daai tyd, maar wat beteken dit vandag nog vir ons? Wat het dit doen met my lewe nou? En ons almal dink baie keer maar okay, dit gebeur, maar wat nou? Maar die waarheid is die geskenk van Jesus wat die wyse manne gebring het, en hy nog steeds 'n ongelooflike persoonlike toepassing vir ons nog vandag. Iets wat jou lewe vandag nog kan verander. Die wyse manne het van ver af gekom. En hulle onthou hoe ver het hulle gegaan? Van waar af het hulle gekom? Of hulle van die ooste af, maar hoe ver het hulle gekom? Hulle was van die Kaap af. Kom ons dink gou, van die Kaap af tot hierso is hoeveel kilometer? 1000 kilometer? Hulle het 1000 kilometer gegaan. So plus minus so 100 kilometer daarvan af. Maar hulle was 1000 kilometer en dit nie net hulle vir 'n paar dae gevat nie, maar 'n maand of 2 gevat. So hulle het die ster gesien kom en hulle het gesê, hy hier wat beloof is, kom ek gaan kyk wat hulle vir ons sê. En ons lees in Matteus 2 vers 10 tot 11. Ons gaan nou oor die 3 goed praat, gou weer op middag, vandag ons praat hier oor middag. Maar vandag gaan ons gou die vers lees van Matteus 2 en dan gaan ons weer lees. When they saw the star, they were filled with joy. They opened their treasure chest and gave him gifts of gold, frankincense and myrrh. So hoe belangrik is hierdie vir ons hier vandag, dat ons weet, hoeveel wyse manne was daar gewees? Kom ons kyk wie het opgeleid in die klas. Baie. Was daar 3 gewees? Nog nie, okay. So is baie. So alles wys vir ons, dat Jesus het gekom. Hulle het gesien die belofte wat God gebring het, hulle het gesien die belofte wat in die woord gepraat, ons gaan nou 'n bietjie oor dit praat ook, en wat dit vir ons beteken nog vandag. So, as nou kyk ons oor die goud, praat oor die koninkryk, ons gaan 'n bietjie oor die koningskap van God, en ons gaan môre of volgende week oor dit kyk. Ons het laas week gepraat oor die frankincense, of die wierook, wat praat oor die hoëpriesterskap, en die mirre wat ons vandag oor gaan praat, word 17 keer genoem in die Bybel. En dis 'n waardevolle gom. Dis 'n tipe van 'n boomgom wat hulle gebruik het. Maar hulle wat dit beteken het is van dis nou baie snaaks om dit vir 'n kind te gee, maar dit word baie keer gebruik as 'n verdowingsmiddel. En dit wys na Jesus se kruisiging. Want in Jesus se kruisiging het hulle mirre en wyn gemeng om vir hom sy pyn te laat les, maar hy het nooit gedrink nie. Die mees algemene gebruik van mirre is om dooies te embalm. Dis om hulle te vryf, laat hulle nie te veel stink nie. So dit word voorsiening, so dit wys, hierdie mirre het gewys van die babatjie wat gebore is, gaan moet sterf. Is dit nie wonderlik nie om dit so te sien nie? Om te sien dat hulle voor hulle ooit geweet het wat gaan gebeur met hierdie man of met hierdie babatjie, het hulle klaar voorberei vir wat gaan kom of gewys wat gaan kom. Amen. Jy nog nie so. So dit wys na sy dood, dit wys na Jesus se dood, maar nie net sy dood nie, maar sy opstanding ook. Dis 'n vreemde geskenk om vir 'n kind te gee, maar nie vir die lam van God. Dit lyk vir ons vreemd, dit klink vir ons vreemd as ons hoor na dit, maar vir die lam van God was dit 'n perfekte geskenk gewees. So ons gaan weer kyk na Jesus se geboorte, die voorspelling van Jesus se geboorte in Jesaja 53. En nou wil jy dit vertel, hierdie 700 jaar voor Christus, dink vir jouself in, 700 jaar voor Christus, was hierdie profesie uitgelê in Jesaja 53. Dit word genoem, die hele hoofstuk word genoem, die lydende knegt, of the suffering servant, word hy genoem. Dink vir jouself, 400 jaar, kan jy so ver terugdink? Niemand kan nie. Maar dit is 'n verstommende profesie, en wat wys na Jesus wat hy moes kom doen het.
Dit begin vir ons te wys dat ons het 'n probleem en jy het 'n probleem. So kom ons kyk, wat is die probleem? Die probleem is ek en jy is skape. Kom ons lees wat hy sê in Jesaja 35 vers 6. All of us, 53 vers 6. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Sien jy wat die 400 jaar terug is hierdie gesê. So wat sê dit vir ons? Ons het 'n probleem. Daar's iets wat ons skei van God af en 'n sonde. Maar is nog 'n probleem. Ons is skape. Jy het 'n probleem. Ons is skape. So kom ons kyk wat is die 3 groot probleme van 'n skaap. 'n Skaap is swak. Hulle kan nie vir hulle self veg nie. Wel, as 'n skaap kan, jy gevoel 'n skaap byt. Ja, so 'n bietjie, miskien is hy om baie kwaad maak. Maar hy het nog nooit 'n skaap gesien byt. 'n Ramstamp, ja. Maar dis maar al wat hy doen. Maar hy kan nie vir homself versorg nie. Hy kan nie vir homself opstaan nie. Hy val maklik om. Het jy al ooit 'n skaap gesien wat omval? Ja, as jy baie skape gesien wat omval. Dit is so moeilik vir hom op te kom weer. Dis 'n skaap wat jy moet hê vir jou Kersfeestafel. Lekker bout wat daar so op is. Hy val om, hy swak, hy kan nie vir homself opstaan nie. Net soos ons, baie keer val ons geestelik. En ons weet nie hoe op te staan. Ons weet nie hoe om weer terug op ons voete te kom nie. Die tweede probleem wat ons ondervind is skape is koploos. Bedoeling van hulle doen wat ander skaap doen. As hulle een skaap sien soontoe gaan, sê hulle vra nie waartoe gaan die skaap nie, hulle sê, "Oké, ons gaan nie saam die skaap." En hierdie skaap gaan na afgrond toe. Hulle sien die afgrond, maar hulle volg nog steeds die skaap. Is die storie daar soos 'n op vandag se tyd sit hulle 'n bok by die skape. En hulle noem die bok die Judas goat. Die Judas bok. So hierdie Judas bok kan nie lei, maar skape kan nie sommer lei nie. So as hierdie bok is nou saam in die kraal met hulle en waar hulle na die slagpale toe gaan, en skape wil nie baie keer soos beweeg nie. So hulle sit hierdie bok saam met die skape, hulle word vriende en hierdie bok loop nou en hulle roep die bok of hulle gee hom nou kossies en hy voer hulle gaan na hulle toe na die slagpale toe. En wat doen die skape? Hulle volg blindelings. Want hulle hou van volg. En baie keer word hierdie bok oor gebruik. Maar skape volg net, hulle het nie verstand baie keer nie. En ek weet nie baie keer van ons nie altyd goeie verstand nie. Ek sê nie julle nie, julle is seker baie slim mense en julle het baie verstand, julle doen nie goed verkeerd nie, maar ek weet baie keer dat ek is 'n bietjie verstandloos. Ek gaan 'n bietjie af die pad en of ek val 'n bietjie om. Ek dwaal baie keer. Net soos ons baie keer verkeerde besluite neem of verkeerde besluite najag omdat ander dit doen. Nie met daai persoon doen dit so, ek gaan dit ook doen. Maar nie om te dink die implikasies wat dit het vir ons nie. En die derde een is van skape dwaal. Hulle is dwaalend. Dit is omdat daar herder is by 'n skaap. Jy kan nie skape in die veld los nie, jy kan bokke in 'n veld los. Hulle vernietig net alles. Maar skape kan jy nie los nie. Want hoekom skape gaan elke rigting wat hulle kan dink. Hulle kan miskien baie afgrond wees, en hulle gesê, hulle kan baie afgrond wees, daar's so grasies daaronder, kom ek stap oor. Ek dink hulle is so, nou wel, miskien is hulle so dom. Het jy ooit 'n skaap gesien? Ja. Het jy ooit 'n skaap gesien? Nie 'n dooie skaap nie wat jy per Shoprite of Checkers kry nie. Het jy al 'n skaap gesien? Het jy gesien hoe dom gesig het hulle? Daai oë is van ek weet nie wat aangaan in my lewe nie. Hulle dwaal rond. Soms jaag ons ook status, goedkeuring, plesier, geld, mense se opinies. Ons najag dit, ons dwaal af. Want ons is skape baie keer. En in die proses raak ons moeg, ons word angstig. Ons word oorwerk. Ons word geestelik leeg. Ons het 'n probleem. Ons het 'n probleem. Sê mee. Ons het 'n probleem julle, maar Jesus is die lam van God
wat die skaap vir sy skape gesterf het. Hy het vir ons gesterf. En weet jy wat? Wat noem die Bybel hom ook? 'n herder. Nie net 'n herder wat net daar opgesit is, kyk na sy bok, die skape nie, maar 'n goeie herder. Hy word genoem die goeie herder vir my en jou. Ons kyk so 'n storie saam met my seentjie en word genoem Young David. Nou dit is so kort verhaaltjies en hy sing so tussenin, maar dit is die kort verhaal van Dawid as 'n skaapwagter. En ek kyk na hierdie storie en sê, joh, hierdie een skaap het lankal omgeslag. Want hy raak heeltyd weg. Hy luister nie, hy was een keer in 'n storm, het hy weggehardloop. En wat het Dawid gedoen? Hy los die ander, maak hulle toe die kraal en gaan soek die een wat weggeraak het. En dan kom ons by 'n man wat daar was, hy was 'n royal shepherd van koning Saul se skape. En hy het die skape gereeld geslaan. En daar was een skaap vasgesit en hy gedink nou, nee, ek gaan hierdie skaap nou slag tot hy uitkom. Maar Dawid kom daar aan en sê, ek sal haar koop. Hy sê, maar wat het jy om te gee? Dit is 'n hart vir die man gegee en hy kry die skaap. Maar het wys vir jou dat Dawid het 'n hart gehad vir sy skape. Hy het 'n hart gehad vir sy skape om hulle te red, om hulle te bewaar, om te versorg. En dit wat God vir jou. Hy wil jou versorg. Hy is nie net 'n diensknegt van die skape nie. Hy is die herder van die skape. Hy is daar vir jou. So waar ons wys ons, hy is ons herder, maar hy is ook die offer, die lam, die lam van God wat vir ons geoffer is. Die profeet Jesaja het 'n ongelooflike profesie oor hierdie gegee. So 700 jaar terug voor Jesus geboorte, waar die wyse manne die ster gesien het en hulle gelei het na Jesus toe, het God geweet dat hierdie kind wat gaan gebore word 700 jaar later, gaan gebore word om te ly en te sterf. Van die krib tot die kruis het God klaar uitgelei. Vir wie? Vir my en jou. Vir my en jou het God klaar hier uitgelê. En is vir my so mooi om te sien. Ons sien dit in ons Bybel vandag. Maar as jy met Jode gaan praat en jy wys vir hulle hierdie skrif, baie van hulle van die Torah het nie meer hierdie skrif in nie. Want hulle het uitgehaal, want dit wys na die Messias toe, van Jesus Christus. Baie goeters wys na Jesus toe. So kom ons glo dit saam met mekaar. So Jesaja het vir ons 'n groot mooi profesie gegee en ons lees in Jesaja 53 vers 3 tot 5. Hy was verwag om deur die mens te verstoot. 'n man van lyding wat pyn geken het. Iemand vir wie die mens die gesig weggedraai het. Hy het nie geken nie en die mense nog steeds weggedraai van hom. Kom lees gou hierdie. He was despised, rejected, a man of sorrows, pierced for our rebellion, crushed for our sin, and whipped so that we could be healed. So net 'n ander mooi die lewende vertaling in Engels. Maar hy het so mooi gesê van he was despised. Hy was rejected. A man of sorrows. Hy het die sonde op hom geneem. He was pierced for our rebellion. Wanneer ons teen God gedraai het, hy is nog steeds daar gestaan. Hy is vir ons sondes neergedruk. En by sy wonde het ons genesing. Amen. Dis die Here wat ons dien. Dis die Jesus wat gekom het as 'n baba en gegaan het op die kruis vir my en jou. Voorspel 700 jaar terug. Nog voordat Jesus gebore is, het God reeds gewys. Die geskenk van mirre beteken die lam wat gebore is om te sterf. Mirre het gewys na wat gaan kom. Hy het net weer gewys terug na die profesie van Jesaja, teruggewys soontoe van hierdie man wat gebore word vir my en jou, vir ons sondes, vir ons smarte, vir ons pyn, vir ons siektes, het gekom om te sterf.
Ken jy hom? As ons kyk na die kruis, die werklike deurgang van die kruis. Die Here wys vooruit na die kruis toe. Die Here wou hê ons moet verstaan hoe diep sy liefde vir ons is. Hoe diep, hoe lief is God vir ons? Kom ons hoor gou. Hoe lief is God vir jou? Hy het sy seun vir ons gestuur. Wat 'n vers is dit? Johannes? En so lief het God die wêreld gehad. Kom ons sê so. So lief, sit jou naam in. So lief het hy gehad, dat hy sy enigste gebore seun gestuur het. Vir almal wat in hom glo, nie verlore sal gaan, maar ewige lewe sal. As jy in hom glo, hy het vir jou kom sterf, Ivan. Hy het vir jou kom sterf, Nikolai. Hy het vir jou kom sterf, Tannie Fransie. Hy het vir jou kom sterf. Al was jy die enigste persoon, het hy vir jou kom sterf. Want hy wou jou naby hom hê. As nou kyk na Jesus na die verloop na die kruis toe en hoe die prys betaal was vir my en jou. Ons dink altyd na die fisiese afdeling van die kruis. Ja, hy was gemartel, is geslaan gewees, 'n doringkroon, maar emosioneel. En baie keer ek weet nie van julle nie, maar baie keer die fisiese pyn is baie keer oké, ek kan dit hanteer, maar die emosionele pyn is baie keer seer. Want dit hou lank. Is nie so nie? En die sonde wat hy moes op hom geneem het, al daai gewig, al daai hartseer, het ons op hom geneem. Hy was so angstig, Jesus is so angstig gewees, hy begin bloed sweet. Hy is vals beskuldig. Hy was vals beskuldig gewees. Hy het onregverdig was hy geoordeel. Hierdie babatjie het ons vier op Kersfees, wat 32 jaar later, hier waar sy lewe nou is. Sy liggaam is geslaan, gespot en verneder. 'n kroon van dorings was op sy kop gedruk. Nou as altyd dink van die doringkroon, dink ons aan hierdie lang dorings, né? Maar die dorings wat hy eintlik gehad het, was kleintjies, maar hulle het so hakkie gehad. Soos hy dan ingedruk het, die hakkie so ingegaan. En jy kan nie maklik afhaal. Dit is amper so 'n wag 'n bietjie bos. So hy doringkies in sy kop in. Sy baard was uitgetrek gewees. En ek weet nie van julle nie, maar as my seentjie partykeer my baard trek, is dit seer. En sy baard was uitgetrek gewees. Hy was kaal gewees. Hulle het sy klere mee gedobbel. Hy is so erg geslaan dat hy nie herkenbaar was nie. Hy moes sy eie kruis dra. Ver dra. Spykers van 7 duim. So, dink op jouself, 7 duim. Ek gaan nou weer so mee. Dis sulke spykers. Sulke spykers. Wat in sy hande ingegaan het. En by jou voete. Het jy al ooit jou voet gestamp hier onder, by die enkel? Hier's baie senuwees hier onder. Hy was daar vasgeslaan. Op die kruis sit hy daarso. Hy hang daarso. Elke keer moet hy homself opdruk, optrek, met die naald wat deur sy hande was, moet hy homself optrek, opstoot om asem te haal. Elke keer. Maar elke keer as hy plat val, want hy nie asem. Dus elke keer as hy opkom, elke asem is vir jou gewees. Elke asem wat hy deurgegaan het, was vir jou. En nog steeds, toe hy op die kruis gehang het, hy gesê, Vader, vergewe hulle. Vergewe hulle, waarom? Waarom moes hulle hom vergewe? Omdat dit die enigste manier was om die sonde van die wêreld weg te neem. Jesus het geweet, hy moes deur hierdie gaan. Al wil hy gesê op die tyd van Getsemane, Here, as hierdie beker vir my kan verbygaan, laat dit verbygaan, maar nie my wil nie, maar U wil. Nog steeds hy het deurgegaan wat Vader se wil is, gaan ons baie keer na die Vader toe en vra, Here, wat is U wil? Of wil ons eie wil toepas? Ek dink Maria en Josef, toe hulle vir Jesus gekry het, en hulle sê, Here, maar U wil.
Ons weet nie, hierdie is 'n beloofde Messias, maar hy poep. Hy het doeke, nie wat doeke het hulle gehad daai tyd nie. Hy soek altyd melk, hy huil, hy val. 'n babietjie. 'n babietjie. Later word hy die koning van die konings. When he sees all that is accomplished by his anguish, he will be satisfied. Dis 'n God. And because of his experience, my righteous servant will make it possible for many to be counted righteous, for he will bear all their sins. En dis Jesaja 53 vers 11. Hy sal alles op hom gedraai. Hierdie wat weer eens 700 jaar, 400 jaar. 700 jaar voor Jesus het hy gesê, hierdie man gaan alles op hom neem. Vir ons sondes dat ons by 'n right standing, righteousness beteken right standing with God. Dat ons voor God kan staan. Skoon en gewas. So wat dit beteken? Dit gewys na Jesus se dood. Lukas 9 vers 22 vers 3 tot 23. Ook enig aan. Die seun van die mens moet baie ly deur die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes. Skrifgeleerdes verwerp word en hy moet doodgemaak word en op die 3de dag opgewek word. Toe het hy vir almal gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon. Wat beteken homself verloon? Nie my wil, maar u wil. Elke dag sy kruis opneem en my volg. Wat is jou kruis opneem? Wat is jou kruis? Wat dra jy in jou hart? Wat is jy besig om so swaar te dra? Jesus het vir betaal. So dra jou kruis na hom toe. Dra jou kruis na hom toe. En hy sal dit ligter maak. Hy sê sy juk is ligter. Kom vat sy juk. Hy gaan nog sê sy juk om jou wees. Maar sy juk is ligter. Amen. OK, jy nog hierso. Hoekom sal iemand dit vir 'n kind gee? Hoekom sal iemand mirre vir 'n kind gee? Wel, omdat hierdie kind die lam van God was. Gebore om te sterf. Gebore is om te red. Gebore is om op te staan en gebore is om ons koning te wees. Hy het jou sonde, jou pyn, jou skuld, jou hartseer, jou teleurstellings, jou alles geneem en gedra op die kruis. Hy is nie net die baba in 'n krib nie. Hy is die verlosser aan die kruis. Hy is die verlosser. Baie keer dan sê mense, ag, dit klein ou babatjie. Nou is 'n babatjie gewees. Hy is 'n koning. Hy is die lam van God. Wat vir my en jou gesterf het op daai kruis. Maar weet jy, en dis belangrik om te onthou van wat gebeur het en hoe Jesus gekom het. Hy het na die aarde gekom, ons moenie vergeet hoekom hy aarde toe gekom het nie. Hy het gekom om na die kruis te gaan. Vir my en jou. So mag hierdie Kersfeestyd, hierdie Christusfeestyd, julle hom vier vir wat hy gedoen het. En wat hy nog steeds vir jou gaan doen. Amen. Ons het nie net 'n baba in die krib nie, maar 'n verlosser aan die kruis. So, uitdaging vir die week. So wat jy moet doen, of nie, ek moet nie, ek vra, mooi, baie mooi. Dus ek moet vriendelik verplig, OK. Bely spesifiek waar jy as 'n skaap afgedwaal het en kom terug na die Here toe. Miskien is daar 'n sonde, miskien is daar ietsie wat jy gedoen het of doen wat nie volgens God se plan is nie. Kom terug na God toe. Lees hierdie week Jesaja 53 en Lukas 9 vers 22 tot 23 en neem 'n praktiese stap van gehoorsaamheid. Vergewe iemand, dien iemand en dra jou kruis daagliks. Is dit maklik genoeg? Doen julle dit? Ek hoop so. As jy nie, is OK.
Ek vra nie vir perfeksie. Ek soek mense wat wil uitgedaag word. Dit word genoem 'n uitdaging. So God het gekom vir my en jou. Hier's gekom vir my en jou. Ag, ek wil so 'n bietjie sagte musiek speel asseblief. Toe God vlees geword het wyse manne die tekens gesien. Hulle het 1000 kilometer geloop. Hulle het 1000 kilometer geloop. Maande gevat het tyd om by hom uit te kom. Want hy is ver gewees. Want hulle was ook vir hom goud, wierook en mirre gee. Hoekom mirre? Vir hierdie kind. God in die vlees, die lam van God. Hoekom het hulle vir hom mirre gegee? Om te wys na die kruis. Na die kern van ons Christendom en waar ons glo. Hoekom is Christendom so anders van ander gelowe? Hoekom is Christendom anders as die Boeddhist of Islam of selfs die New Age beweging? Wel, as gevolg van die evangelie, as gevolg van die kruis. Hulle is gemaak, die ander gelowe is gemaak om 'n goeie persoon te wees, met hulle dade en wat hulle doen en wat hulle sê. Hulle goeie dade moet meer wees as hulle slegte dade. Maar wat hier's gekom het is van, ek gee vir die evangelie. God het nie gewag vir die mens om hom te bereik nie. Hy het homself afgestuur om hulle te bereik, om jou te bereik, want dis wat God is. Hy is liefde en hy het jou so lief. En hy soek jou by hom. Hy is ons pa's lam. Hy is die lam in die Ou Testament, wat vir my en jou gesterf het. En dis die skaduwee van waar hy op die kruis was. So die lam van God, gebore om te sterf en lewe te gee, nie 'n baba in 'n krib nie, maar die lam van God, gesterf vir jou en gesterf vir my. Sluit julle oë asseblief. Ja, ons heilige God en ons hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit nie om in hierdie tyd van Kersfees weer ons fokus te draai na die kruis toe, die middelpunt van ons geloof. Vader, waar alles begin en klaar was. Waar hy gesê het, dit is klaar, it is finished. Het hy bedoel, dit is klaar. En Vader, waar ons nie soos die wyse manne ver hoef te gaan nie, Vader, want Jesus is by ons, die Heilige Gees is by ons. En ons kan 'n verhouding met hom hê, ons kan met hom praat. As ons God, as 'n vriend, as 'n pa, as 'n persoon wat na ons luister. So Here, ek bid vir elke hart hierso, en vir elke familie hierso, om weer hulle fokus te kry van waarom gaan oor Kersfees. Dit gaan oor Jesus geboorte, maar waarna wys dit? Vader, weet, baie mense sê, hy is op die 25 Desember gebore nie, ons weet dit, ons weet die feite, ons ken dit. Maar Here, dankie dat ons 'n dag kan uitkies, 25 Desember, om hom te vier. Waar die mense wat nie in hom glo nie, nog steeds hom vier. Hulle so probeer om Christus uit Kersfees uithaal. Maar nog steeds wys dit na Jesus toe. Ons verlosser, ons koning, ons Alfa en Omega, en die een wat eendag weer gaan kom. Here, dankie dat ons hierso kan wees en weet dat U naby ons is. Vader, mag ons in hierdie week ook ingaan en regtig waar ons miskien gedwaal het, ons weer terugdraai na U toe. En ons sondes neerlê voor U. Mense vergewe wat vergewe moet word, want dit is tyd van familie, 'n tyd waar ons vergewe, 'n tyd waar ons wil saam wees. En Vader, wie as familiebande wat gebreek is, Vader, ek voel U goed sterk vandag. Ons moet versoening maak met familie. Versoening maak met familie wat jou seer gemaak het. Jy hoef niks vir hulle te sê nie, maar sê in jou hart jy vergewe hulle. En as dit moeilik is vir jou om te vergewe, het ek 'n goeie kursus vir jou volgende jaar. Maar Here, ons sê vir U dankie dat U met elkeen sal wees in hierdie feestyd, as ons mekaar weer sien nie. Maar Vader, mag U met ons wees, en mag U die middelpunt van ons Kersfees wees.
in Jesus naam. Die gemeente sê, amen.